As so 'n idee korrek was, moes die Bybel God altyd in 'n enkelvoudige vorm beskryf het. Jy kan egter die meervoudsvorm van God in die Bybel sien, waar hy na homself as ons verwys. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding. Die enigmatiese onsie van Genesis sê hy, laat ons mense maak na ons beeld as ons afbeelding. Hierdie gedeelte is lank reeds 'n legkaart vir interpreteerders van die Bybel. As God, die skepper wat die mens gemaak het, God die Vader alleen is, moes hy gesê het, laat ek die mens maak na my beeld, na my gelykenis. Maar God het gesê, laat ons. Daarom bewys dit duidelik dat daar nie net God die Vader is nie. Waarom het God dan na homself as ons verwys? God het man en vrou geskape. Adam en Eva is na die beeld en gelykenis van God geskape. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Dit beteken dat God bestaan as die manlike beeld Adam en as die vroulike beeld Eva. Dit is hoekom God na homself verwys het as ons. Daarom moet ons volgens die leerstellings van die Bybel nie net in God die Vader glo nie, maar ook in God die Moeder.